trots en loyaal, nee, om 'n koning te wees. Dan is hy eintlik deur God gekies. Hy het jou gekies om hier op aarde sy werk vir hom te doen. En hy het julle aan een kant gesit vir God. Hy het julle aan een kant gesit en gesê, ek het julle gekies, want julle moet vir die mense gaan wys, hoe lyk God? Wow, soos die mens na jou kyk, dan moet hy van God raak sien. So hulle moet kyk en sien wat alles binne in jou is. En die vrug van die Gees, die vrug van die Ruach, gaan die mense raak sien binne jou. Vreugde, vrede, liefde, geduld, alles gaan hulle sien van wie God is en hoe God is. Wat gaan ek eers oor wie is God? Kan julle onthou, ek het al vir julle geleer, God is 3 in 1. Sê bietjie 3 in 1? Nou wie is dit? Is God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Soos God die Vader, Seun en Heilige Gees. 3 in 1. Ek het al vir julle mooi verduidelik vir die jaar nie. Goed. En dan sê ons, maar wie is die Heilige Gees dan? Die Heilige Gees is ons helper. Hy help ons om ons naaste lief te hê soos onsself. Is jy baie lief vir jouself? Ja. Hoe baie lief is jy vir jou? Gee jouself so druk hier, sien hoe lief is jy dit op mekaar. Ek weet dat vir julle stel. Net mense kom hier met baie lief is vir julle self. Ok, kijk, net soos wat jy so lief is vir jouself, nee, so sê God, moet ons vir ander mense ook lief wees. Beteken dit ek moet lief wees vir my, vir die man wat daar op die straat staan en bedel ook? Ja, dit is ook my naaste, want ek lief is vir my juffrou. Ja, julle is nog lief vir julle juffrou, want julle is nog klein. Julle is al so. Ja, so julle is vir ons juffrou. Dus ons lief is vir ons mamas en papas. Julle weet, hulle is ook ons naaste, God het gesê ons vir hulle lief is. Lief is vir ons oumas en papas, en as ons lief is vir die tannie wat daar op die spar is, het jy al die tannie die til gesien wat die til so slaan? Partykeer is hy kwaai, en partykeer is mama sommer met haar ook kwaai nie. Dis verkeerd, ons moet vir hulle baie liefde wees, ons moet vriendelik wees met hulle. Goed. Nou die Heilige Gees, sê wie die Heilige Gees? Die Heilige Gees wat in jou is, help jou. En hy gaan jou help ook in moeilike en swaar tye. Wie van julle het al gehuil? En daar nou nog trane op jou wang? Waar die trane heen verdwyn? Heilige Gees het gekom en hy het soms so kom afdroog. Sê hoe lekker sweet ek vanmorgen. Lekker warm in die saal. Heilige Gees het gekom en hy het die trane van jou oog kom afdroog. Hy is ons help en hy troos jou in swaar en moeilike tye. Maar dan moet ons hom vertrou. Ek sê ek hierdie bietjie wys vanmorgen. En ek van julle het al gesien van ander kant is dit 'n splinternuwe video. Kyk gou hierna. Op 'n heuwel, ver van hier, het daar 'n boom gestaan. 'n Ruachboom. Daar was net een van sy soort in die hele wêreld en hy het die heerlikste vrugte gedra. Om die waarheid te sê, daar was 9 verskillende soorte vrugte aan die een boom. En die vrugte het nooit verwelk nie. Dit was altyd daar, sappig en vars. Reisigers het van heinde en verre gekom om van die boom se vrugte te kom pluk en terug te vat na hulle dorpies, sodat almal kon eet. Die vrugte was soet en het jou sommer so lekker laat voel aan die binnekant. En solank as wat die mense van die vrugte geëet het hulle in vrede saam gewoon. Hulle het gelag en lief gehad. Hulle was vriendelik en so geduldig. Hulle was goed vir mekaar. Hulle was sagmoedig. Hulle het hulle werk elke dag getrou gedoen. En hulle het geweet hoe om hulle self te beteel. Nooit iets gesê as hulle dit nie moes sê nie. Of selfs nog geëet as hulle genoeg gehad het nie. Dis hoe hulle geleef het. En die lewe was goed. Maar onder die mense het daar 'n man gewoon wat heeltemal anders gedink en gedoen het as hulle. Die swart sluiper. Hy het alles altyd net deurmekaar kom krap. Hy het kwaad aangejaag. As hy gepraat het, was dit leuns, jokstories. Hy kon nie die waarheid praat nie en hy het van die wêreld 'n lelike plek probeer maak.
Die mense se vrolikheid en vriendelikheid het hom 'n kopseer gegee en daardie roogboom, hy kon dit nie vat nie en die vrugte het hom naar gemaak. Die roogboom was ver van die dorpies af gewees en die reisigers kon nie daar uitkom sonder hulle padkaart nie. Dus het hulle altyd hulle kaart saamgevat as dit tyd was om vrugte te gaan pluk. Op 'n dag, net so voor hulle in die pad val, kom die swart sluiper na hulle toe met 'n voorstel. Hoekom los julle nie hierdie keer die kaart hier by my nie? Julle was immers al soveel keer daar en julle behoort sonder die kaart reg te kom. Buitendien sal julle baie meer vrugte kan saambring as julle die ou kaart hier by my los. Want die kaart is tog so groot en swaar. Dit was glad nie 'n slegte idee nie. Die sluiper is reg. Hulle behoort sonder die kaart daar uit te kom. Hulle was immers al so baie keer daar. En hulle sal inderdaad baie meer vrugte kan saambring as hulle die ou kaart hier los. So gesê, so gedaan. Hulle het die kaart aan die swart sluiper oorhandig en opgewonde in die pad geval. En veral die een wat hierdie keer die kaart sou moes dra, was sommer baie in haar skik. Hulle het geloop en geloop, oor berge en klippe, deur riviere en valleie, maar hulle kon die roogboom nêrens kry nie. Na 2 weke het hulle besluit om moed op te gee en huiswaarts te keer. Intussen het die swart sluiper een van sy eie bome op 'n heuwel net buitekant die dorp geplant. Sy boom het, nou ja, nie heeltemal soos die roogboom gelyk nie. Om die waarheid te sê, dit het glad nie soos die roogboom gelyk nie. Maar net daar het die sluiper aan 'n blink plan gedink. Die sluiper het die reisigers al van ver af sien aankom. Hy het vir hulle gewag. Hy het gewink om nader te kom en hulle toe uitgenooi om sommer van sy vrugte te kom pluk en terug te vat vir die mense. Die reisigers het na sy boom gekyk. Toe na mekaar gekyk. Die boom het nie baie goed gelyk nie, maar hulle was teen die tyd al so moeg en moedeloos, dat hulle maar ingestem het. Dit was beter as niks. Hulle het hulle sakke vol vrugte gelaai en teruggevat na die mense. Die mense het geëet en geëet en geëet. Die vrugte het hulle nie so lekker laat voel aan die binnekant nie en dit was bietjie bitter aan die begin, maar dit was beter as niks. Die dae het verbygetik. En die reisigers het heeltemal vergeet van die padkaart wat hulle by die swart sluiper gelos het. En sodoende heeltemal van die roogboom vergeet. Hulle het mos nou vrugte gehad. Die sluipersin. En hoe meer hulle daarvan geëet het, hoe lekkerder het dit geword. Maar daar was ook iets anders besig om te gebeur. Hoe meer die mense van die vrugte geëet het, hoe minder het hulle begin lag. Hulle was onvriendelik. Hulle was jaloers op mekaar en liefde het heeltemal uit hulle harte uit verdwyn. Sommige van hulle het die allervreeslikste maagpyn begin kry. En daar was gedurig 'n bekleierery. Wat is besig om te gebeur?
Die wêreld was besig om te verander. Intussen het die swart sluiper op sy heuwel gestaan en breed geglimlag, soos wat hy die mense dopgehou het. Dit was sy vrugte, wat besig was om die wêreld te verander. Die reisigers was raad op, as iemand net kon help! 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 En toe gebeur dit. Soos 'n sonstraal wat deur donker wolke breek, soos sagte reën in 'n dorre woestyn, het die lig gekom. Hulle weet nie hoe hy daar gekom het nie, maar hy was daar, tussen hulle. Hy was omring deur lig, sy oë was vol liefde, en hulle kon nie help om nader te gaan nie. Hy het na hulle gekyk en geglimlag. En waarom dan die lang gesigte? Het hy sag gevra. Maar niemand het iets gesê nie. Hulle het net aanhou bly staar. Uiteindelik het een van hulle geantwoord: "Iets is besig om ons wêreld te verander en ons weet nie wat dit is nie." Die vriendelike man het 'n kaart uitgehaal en vir die reisiger gegee. "Julle eet van die verkeerde boom. Dis al." En toe hy omdraai, toe sien hulle dit. 'n Prentjie van die mooiste boom. Die roogboom! Die roogboom! Die roogboom! Die roogboom! Hoe kon hulle vergeet het? Die roogboom se vrugte is soveel lekkerder, en die tyd toe hulle daarvan geëet het, was alles soveel beter en soveel mooier. Dit vat nou wel 'n bietjie langer om daar uit te kom, maar dit is so die moeite werd. Dit was nog altyd. "Gaan pak julle rugsakke, dit is tyd om terug te keer," het een van hulle opgewonde uitgeroep, en die ander het opgewonde gevolg. Dit was inderdaad tyd om terug te keer. Terug te keer na die enigste boom wat hulle kon laat sing van vreugde. Laat dans van opgewondenheid en laat lewe. Nooit weer sou hulle die reis aanpak sonder hulle kaart nie. En om seker te maak, die mense gaan eet nie weer van die verkeerde boom, terwyl hulle weg is nie, het die reisigers 'n paar houtkappers gekry om die sluiper se boom te gaan afkap. En so het dit gekom, dat die mense teruggekeer het na die boom vol van liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, geduld en selfbeheersing. Want van daardie vrugte kan 'n mens mos nooit genoeg van kry nie. En so is dit met elkeen van ons. Vandag nog, hier op ons aarde, is daar 2 bome. En ek en jy moet kies van watter boom ons gaan eet. Maar as ek vir julle raad kan gee, God sê in sy woord, ek sit voor jou lewe en dood. En dan gaan hy verder en sê, met oë wat blink vol van liefde vir jou, kies lewe. Mag elkeen van ons besluit om te eet van die boom wat ons laat sing van vreugde, laat dans van opgewondenheid en laat lewe. Wat? Het julle gesien? Dat daai kaart wat daar was, wat is dit? Dis die Bybel. Ja, die vrug van die Gees is in die Bybel. En as ons die Bybel lees, dan sal jy 'n swart sluiper, wie is die swart sluiper? Ja, die vyand die jou Bybel nie. Ja, en as ons die vrug van die Gees het en ons lees die Bybel, waar die vrug van die Gees staan, dan gaan hy ons help om regte goed te doen en regte lewe, om vir ons maatjies lief te wees en vir almal rondom ons. Goed, sê gou saam met my, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Sê bietjie, dis die vrug van die Gees. Dis
Dis ook met lewe. Prys Jesus. Dat die vir ons lief is. Dankie die vir ons die Heilige Gees gegee het. Om ons te help. Dankie vir die vrug van die Gees. Ek wil elke dag hard probeer om dit te lewe. Dit wat die Bybel sê. Help my asseblief. In die naam van Jesus. Amen. Spring op my voete en sê ons ek in my huis sal die Here. Kom ons het Jesus, laat jy maar opwe. Dank u wel. Terugpas weer aan dit. Want die Moïse, dankie Jesus, dat u vandag gekom het om ons op die tijd van die vrug van die Gees. Help ons die hele jaar sal verstaan, wat het beteken, om u lief te hê, om u lief te hê, en u liefde te voel, en om ons naaste ander mense ook lief te wees. Ons bid in die naam van Jesus. Amen.